welkom by Wild en Jag TV. Ek is Lise Prinsloo. In vandag se episode gesels ons met professor Mohamed Karan van die Universiteit van Stellenbosch. Ons loer in by die Classic Game Breeders veiling en ons bring jou soos ouer gewoonte die jongste nuus in die wildbedryf. Drie Mosambiekse mans is deur Heritage Protection Group vasgetrek nadat koppe en pote van verskeie leeu's by hulle gevind is. Die liggaamsdele is vermoedelik die van leeu's wat die afgelope 3 weke in Limpopo en Mpumalanga vergiftig is. Polisiewoordvoerder Ronel Otto het gesê hulle sou verlede week donderdag 2 Junie op Kiani in die hof verskyn. Die sukses spruit uit 'n gesamentlike poging deur lede van die provinsie se veediefstal-eenheid wat verbonde is aan die Renoster taakspan sowel as beamptes van SANParke. In an effort to save Africa's elephants, the Obama administration has released clear and strong rules aimed at effectively shutting down the US ivory market. Released last week, the final Endangered Species Act special rule for the African elephant substantially limits imports, exports and sales of African elephant ivory across the United States lines, while carving limited exceptions for certain pre-existing manufactured items, such as musical instruments, furniture pieces and firearms that contain less than 200 grams of ivory. Hong Kong officials announced in January their intentions to do the same, followed by France, which announced a ban on the ivory trade soon after the historic ivory burn ceremony in Kenya on April 30. Voormalige Springbok rugbykaptein Victor Matfield het begin Junie die rugbyveld gegroet met sy aanstelling by die Wildswinkelgroep. Besturende direkteur van Wildswinkel, Loot Bester, sê Matfield sal in alle fasette van die groep betrokke wees, van bemarking tot administrasie. Matfield het op sy Twitterblad gesê dat hy uitsien na die nuwe hoofstuk in sy lewe. African Game Auctioneers het op die 3 Junie die Classic Game Breeders veiling by Carousel aangebied. Ons het na afloop van die veiling met Bakkies Botha van Diamond Breeders gesels. Ons is namens African Game Auctioneers en kliënte en Classic Game Breeders hier na die veiling. Het 'n baie suksesvolle veiling gehad, 'n omset van 25 miljoen rand. Vir die dag was dit ongelooflik, jy weet, as jy gaan kyk na die seibols, daar is regtig twee kategorieë, jy weet, genetika, jy weet, op die einde van die dag is die goeie genetika teen 360, 370 waar jou ander seibeltjies vir 160 verkoop is. Dan gaan kyk ons weer na die buffels. Die buffels is 'n ongelooflike mark waar ons nou staan. Ons het baie goeie pryse en baie gelukkig en die verkopers is baie gelukkig met die buffelpryse. So nee, ons kan wegloop met 'n suksesvolle veiling, jy weet, om 4 miljoen te bereik vir 25% op 'n bil wat jaar terug ek dink vir 8 miljoen gekoop is, 50% die waarde van die bil klaar op 25%. So die groei op jou geld was fenomenaal. Ek dink regtig op die einde van die dag is ons in die bedryf en ons het regtig die jagkant van die bedryf ook nodig. Jy weet, op die einde van die dag gaan ons regtig groot diere wil terugsit in die veld met groot horinglengtes en ons sien dit van dag tot dag, jy weet, die bedryf verander van week na week as mense dit so kan vat. Jy weet, ek self wat statistieke hou van die bedryf, jy weet, dit verander elke dag soos die diere inkom op veilings, jy weet, maar veral hierdie jaar die ouens hou nie terug as dit kom by genetika nie en die ouens wil regtig die groot diere terughou, jy weet, en in die jagbedryf is daar altyd 'n vraag op groot vorm horings en groot mates, of dit nou kom by SCI of Roland Award is fenomenaal. So nee, definitief, daar is 'n plek vir die jagbedryf saam met die wildbedryf en dis waarna ons streef om regtig weer groot diere in die veld te kry en veral vandag het ons ook weer eens gesien, die kwaliteit diere is die diere wat prys gekry het en prys behaal het en die omset van dit vandag was tevredend en die mense is gelukkig. Ons het die geleentheid gehad om met professor Mohamed Karan by hierdie jaar se WRSA-konferensie te gesels. Ons gesels met prof Mohamed Karan, al die pad van die Universiteit van Stellenbosch. Prof, baie dankie dat jy met ons gesels. Eerstens wil ons weet, watse uitdagings staar die wildboer in die gesig? Ek dink in die algemeen waarskynlik die grootste is om julle sukses om te draai in relevantie, from success to significance. En daar's verskeie aspekte aan. Die een is, as mens by die wetenskap begin, is 'n goeie
gefundeerde wetenskaplike basis waarop julle genetika en julle teeling gebaseer is. En dat jy dit oor die volgende 2-3 dekades gaan opbou as 'n langtermyn bou van intelligensie en waaroor julle samehorigheid moet hê. Gesamentlik daarmee gaan dit ook om, as jy suksesvol wil wees in die toekoms, moet jy die mense wat daai toekoms gaan bevolk, moet jy vandag kweek. So, en dit is nou die boere en die wetenskaplikes en die diensleweraars en die veeartse en so meer. En jy moet hulle vandag begin voorberei en begin oplei. So jy moet eintlik die volgende generasie al begin kies en staan maak. Ek dink 'n volgende baie groot uitdaging is om seker te maak dat die sukses van jou pioniers, die paar wat die visie in die toekoms gesien het, moet jy kan oordra aan die volgende vlak, volgende 2-3 vlakke van mense wat die bedryf betree, want jy het lae intree vlakke. Enige iemand kan die bedryf betree, maar of hulle gaan volhoubaar bly is eintlik die uitdaging. So jy moet die volhoubaarheid van jou top sakemanne moet jy kan oordra aan die volhoubaarheid van die volgende paar vlakke wat ook betree. En dit gaan oor die ekonomie en die winsgewendheid van die bedryfsektor in geheel. Prof, hoekom sal jy dan nou sê is wildboere in die regte posisie om suksesvol te wees in Suid-Afrika? Omdat hulle anders is. Die sukses en vooruitgang word deur andersheid bewerkstellig. En as ek kyk wie die wildboere is, 'n klomp van hulle is tradisionele boere, maar 'n klomp van hulle is sakemanne uit ander sakesektore wat hulle geld elders gemaak het, wat uit liefde vir boerdery, natuur en vir diere na die landbou toe kom. Daai andersheid is 'n vorm van kruisteling wat 'n nuwe vorm van masterkrag ontsluit in 'n bedryf soos hierdie. Dit is waarskynlik die kragtigste meganisme om vooruitgang te bewerkstellig. En hulle andersheid maak dat hulle ook anders dink. Jy weet, hulle dink nie aan probleme nie, alles is geleenthede. Hulle het 'n geneigtheid om dit wat hulle regtig dink weg te steek. En is in daai geheime waar die geleenthede van die toekoms lê, dink ek. Is reg, so baie dankie Prof dat jy met ons gesels het vandag. Dit is 'n groot plesier. Dr. Johan Rupert is bekommerd oor die voortgesette lewensvatbaarheid van wildbeleggings en spreek hom openhartig daaroor uit. Dit is vir hom veral onrusbarend dat sportpersoonlikhede en afgetredenes hulle met hul spaargeld op 'n terrein begeef wat miskien meer spekulatief is as wat hulle besef. Gaan lees sy interessante artikel verder op bladsy 122 van die nuutste Wild en Jag. Two enjoyable Karoo stories make up part of the June edition of the Game and Hunt magazine. Jokke Leroux stalks a Karoo springbok ram with a handgun in the Witteberg mountain range, and Lawrence Jennings tells you more about his lessons learned in the Karoo hills. Read the full stories on page 62 and 76. Ons sien uit na hierdie naweek se Bloodline veiling by Tabamanzi in Bella Bella. Die veiling word aangebied deur Wildswinkel en 'n hele paar spogdiere sal opgeveil word. Mulati Wilddienste het ook al veiling op Brits die 10de Junie en so ook die Soutpansberge vlaktewild op All Days. Dan in ons buurland Namibië bied NamAgri, Wildlife Ranching Namibië se jaarlikse katalogusveiling aan by die Safari Hotel in Windhoek. So kom ons op die einde van nog 'n episode. Gaan sluit gratis aan by ons webtuiste wildliferanching.tv en kry 'n weeklikse kennisgewing van die nuutste wild en jag episode. Ons bring vir jou die wildste nuus in die wildbedryf.